Wetywering. Ek wil tog vra dat jy in die oggende die gedeelte wat hier op die skerm is, sal lees en die teksgedeeltes daarin sal saam lees. Op die manier gaan ons hierdie jaar deur feitelik 'n groot deel van die Bybel saam kan lees. Maar vandag se tema is wetywering. Die mens is wonderlik geskape. Ons het die vermoë dat wanneer ons bedreig word om in 'n selfbeskermingsmodus te gaan. Sterk mededingers en professionele atlete kan soms wanneer die adrenalien inskop nie verklaar hoe hulle dit moontlik is om hierdie bykans onmenslike vermoëns na vore te laat kom nie. Dieselfde ding wat die prehistoriese mens gebruik het om van wilde diere te kan ontsnap en wat ons gebruik om te wen, kan soms 'n goeie en dalk 'n slegte ding tot gevolg het in ons lewens. Dit wat bedoel was om ons te laat oorleef, gebruik ons partykeer tot ons eie nadeel. Esau en Jakob, die tweelingseuns van Isak en Rebekka, is 'n mooi voorbeeld hiervan. In die begin sê God oor hulle lewe die volgende: daar is 2 nasies in jou, 2 volke uit jou sal van mekaar geskei word. Een sal sterker wees as die ander, die oudste sal die jongste dien. Dis nie dat God beplan dat hierdie 2 moet beklei of in weerstand teenoor mekaar wees nie. Dit is die gevolge van hulle eie optrede wat dit tot gevolg het. Diegene van ons wat broers en susters het, weet hoe uitdagend en frustrerend sulke verhoudinge soms kan wees. Maar wanneer ons leer om mekaar te waardeer, dan word broers en susters 'n wonderlike ondersteuningsnetwerk vir mekaar. So baie broers en susters is Jakob en Esau teenoorgesteldes. Esau, rooi, vurig, soos sy naam sê. Die jonger een, Jakob, sy naam sê om aan die hakskeen te gryp. Met ander woorde, 'n hakskeenbyter. Uiteindelik is dit Jakob, die hakskeenbyter, wat oor sy broer regeer. Maar Esau het 'n aandeel hierin. Dis sy keuses wat daartoe lei. Wanneer Esau uitgeput bykant ons sterwend is, dan is dit hierdie oorlewingsmeganisme wat maak dat hy keuses maak. Dat hy keuses maak wat uiteindelik die leiersels van lyding aan sy broer oorgee. Daar is geen twyfel dat Jakob 'n bedrieër is nie. Maar afgesien van hierdie manier van optree, vertel hierdie verhaal vir ons iets van God. Wanneer God iets gee, maak geen hoeveelheid van mededinging dit die moeite werd om dit wat God gee te verbeer nie. Ons weet nooit wat die gevolge is van ons swak besluite nie. Esau was onbewus daarvan dat sy keuses, wat heel moontlik in woede of in honger of wat ons dit ook al noem, plaasgevind het, dat daardie keuse sy nageslag sou afsny van die koninkryk van God nie. En Jakob het nie geweet dat sy ywer om te oorwin, om finansiële sekerheid te kan hê, uiteindelik vir die res van sy lewe hom sou tuister nie. Hy was dalk vir 'n rukkie gelukkig en ryk gewees, maar hy was nooit gelukkig of vreugdevol in sy lewe nie. Watter wetywering weerhou jou van die groot beloftes wat God vir jou inhou?